As hy, ek is bly julle het almal ingeskakel en julle is hier. Ek het ongelukkig, daar kom Annika ook. Te dink Annika sit daarna by Kimberley, so ons sê vir haar ook naamd. Ek dink sy is dalk al in, sy kan my al hoor. Ja, Annika is in. Ja, so gebruik ons tegnologie om by mekaar uit te kom, wonderlik. Weer eens welkom in julle almal. Ek het 'n fout gemaak. Ek sien toe ek die Zoom skakel opgestel het, het ek aanvanklik gedog ons is verder. So die gedeelte wat ek opgegee het was 'n bietjie te ver. Ons is eintlik vanaand nog besig met Galasiërs 3 vers 10 tot 14. So ek hoop om dit vir ons te lees. Ek wil vra dat julle eers soos gebruiklik saam met my 'n gebed sal doen. Ons Vader wat in die hemel is, ons is baie dankbaar vir elke Bybelstudie geleentheid, want ons beskou dit as 'n geleentheid om ook in ons geloof te groei. Ons besef dat geloofsgroei is vir ons baie belangrik. Ons wil nie stagneer en stil staan nie, want dan kan dit beteken dat ons eintlik dood is. En daarom wil ons bly ontwikkel en doen ons die moeite van hierdie Bybelstudie en is dit ons gebed dat U deur die Heilige Gees ons vanaand ook sal lei in die verstaan van die woord. En ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Nou ek lees vir ons die gedeelte Galasiërs 3 vers 10 tot 14. En die opskrif van die gedeelte is verlossing of deur middel van werke of deur middel van die geloof. Met ander woorde die een of die ander ene. En dan skryf die apostel Paulus as volg: want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Nou, in hierdie gedeelte is ons weer besig met die hart van die evangelie. Ek dink dat die brief van Paulus aan die Galasiërs is 'n baie duidelike leerstuk oor wat die evangelie is. En die eenvoudige waarheid is dat ons word gered deur die geloof en nie op grond van wie ons is of wat ons doen nie, as ek dit met baie kort saamvat. So in die voorafgaande gedeelte sal julle onthou het Paulus sy absolute verbasing uitgespreek oor die dwaasheid van die Galasiërs, dat hulle begin luister het na die dwaalleraars. Hy het hulle ook vermaan, want hy wil nie net met hierdie mense geraas het nie, hy vermaan hulle om hulle te wen, terug te bring, en hy het hulle ook getroos, en toe het hy dit gedoen deur te wys op die voorbeeld van Petrus en Barnabas, wat albei gestruikel het by geleentheid, onder invloed van valse leraars, en wat weer op die regte spoor gekom het. So, hy gebruik eintlik hulle voorbeeld om hierdie mense te troos, en ek dink dat 'n mens moet ook hier iets leer van Paulus, dat wanneer ons met mekaar werk, en ons mekaar troos, of selfs mekaar vermaan, moet ons nie so hard met mekaar werk, dat iemand moedeloos word nie. En ek dink daarvoor het 'n mens baie wysheid nodig. Mens moet iemand nie moedeloos maak nie, want as jy iemand met opset wil moedeloos maak, dan het jy die bedoeling om hom seer te maak, en jy wil hom eintlik vernietig.
So, egte vertroosting werk so dat 'n mens wil nie net hê dat iemand moet ophou nie, maar jy wil eintlik hê dat daai persoon moet begelei word om terug te kom op die regte pad, om in die voetspore van die Here Jesus te wandel. En ek dink vir ons wat amptsdraers is, veral vir die ouderlinge wat werk met hierdie tipe van sake, vermaning is deel van ons roeping en van ons werk, dat wanneer ons iemand begelei, wil ons daai persoon help om weer die Here Jesus in die oog te kry en die voorbeeld van die Here Jesus te leef. So al vermaan jy iemand, het dit 'n doel en die doel is om die persoon sy leefwyse aan te pas. Goed, so Paulus het in die eerste 9 verse het hy vir ons gesê dat die Galasiërs is nie onkundige mense nie. Hulle het eintlik baie kennis, maar hulle het onder die invloed gekom van hierdie valse leraars. So hulle het ook al beleef wie God is. Hulle ken die drie-enige God en hulle weet dat dit wat die Here ook vir Abraham beloof het, dit het hulle ook al gesien en hulle het dus kennis wat hulle ook in die praktyk al aangewend het van hulle lewe. Maar toe kom die valse leraars en die valse leraars het hulle ore aangesit, hulle het onder die invloed gekom van hierdie mense wat kom sê het, dat in die Ou Testament word daar baie duidelik geleer, dat 'n mens moet 'n bydra maak deur gehoorsaamheid, deur die onderhouding van die wet, en julle sal dink, maar daar's tog niemand wat so iets sal glo nie, maar vandag sien ons dit maar weer. Ons kry weer te doen met verskillende groepe wat vir mense leer, dat jy moet aan sekere vereistes voldoen om gered te kan wees. Jy op verskillende maniere, byvoorbeeld, dink aan die Rooms-Katholieke, wat meen dat jy moet 'n Rooms-Katholiek wees om gered te wees. Die Sewende Dagse Adventiste, wat meen dat die Sabbat is belangrik om onderhou te word en ook ander Oud-testamentiese gebruike, wat weer dieselfde gedagte bevat en baie mense is baie enthousiasties oor hierdie dinge en hulle glo dit, hulle aanvaar dit. So 'n mens moet nie so maklik en so hard oordeel oor die Galasiërs en dink wel, dit gebeur nie meer vandag nie. Inderdaad, dit gebeur nog steeds. In die volgende 5 verse wys Paulus vir ons dat daar is net een van 2 moontlikhede. En die eerste moontlikheid is dat die mens by die punt kom, soos wat die valse leraars vir die Galasiërs geleer het, dat jy moet die wet onderhou om gered te word. Die ander moontlikheid is dat 'n mens kan uiteindelik deel kry aan redding slegs deur Christus, omdat Christus die volmaakte verlosser is. En nou moet jy een van hierdie 2 paaie kies, daar is nie 'n middelpad nie. Dit is, ek dink ons belydenis sê dit ook so, dat of Christus is vir jou alles, of Christus is vir jou niks. As jy die roete vat van, dat jy kan deur die wette onderhou 'n bydra maak tot jou saligheid, in effek, dan vat jy nie 'n middelpad nie, en jy glo nog in Christus nie, maar jy verwerp eintlik Christus heeltemal. So daar is net hierdie 2 paaie, en Paulus maak dit vir ons kristal helder, wat hierdie 2 paaie is, die pad van die wet, soos wat die dwaalleraars gesê het, of die pad van Christus. So wat in hierdie 5 verse staan, is vir ons van fundamentele belang, want dit wys eintlik vir ons, dat hierdie 2 paaie het 'n bepaalde eindbestemming. Die pad van die wet, wat jy werk met die gedagte, dat jy onderhou die wet, jy maak 'n bydra, is die pad wat lei tot die dood en die ewige verderf. Die pad van Christus aan die ander kant, is die pad wat baie duidelik vir ons, die pad na die lewe is, dis die pad na God toe. Christus sê mos, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Julle sal daai baie bekende woorde uit Johannes, sal julle al baie goed ken. So, om saam te vat,
Paulus sê hier in Galasiërs 3, twee duidelike paaie, die pad van die wet, wat lei tot die dood, en die pad van Christus, en dis die pad van die lewe. En in kort is dit die evangelie. Christus is die enigste redder wat daar is. En Paulus is hieroor baie duidelik in die brief aan die Galasiërs. Goed, kom ons kyk 'n bietjie na die werke van die wet as 'n manier tot regverdiging. Nou Paulus behandel hierdie saak redelik in besonderhede, omdat onthou nou die dwaalleraars wat gekom het by die Galasiërs het juist vir die mense gesê dat 'n mens kan jouself red deur die wet te onderhou. Daar's 'n moontlikheid dat jy daai roete kan vat. Goed so, want almal wat uit die werke van die wet is onder 'n vloek. Nou wat Paulus hier doen is, en hy haal hierdie gedeelte 'n paar keer aan, is hy's eintlik besig om die Ou Testament aan te haal, soos wat hierdie dwaalleraars gedoen het. Nee. In verse 7 tot 9 het Paulus met die argument van uit die skrif getoon, dat die evangelie die mens oproep tot geloof, en toe het hy die voorbeeld van Abraham gebruik. Nou die voorbeeld van Abraham is geregverdig nie op grond van sy onderhouding van die wet nie, maar Abraham is geregverdig op grond van die geloof. Daai geloof het God in Abraham gewerk, en die wet het eers honderde jare later gekom. Paulus gaan nou verder om vanuit die skrif aan te toon dat die weg wat die valse leraars aandui, loop uiteindelik op die dood uit. Almal wat vir die werke van die wet kies, plaas hulle self onder die vloek van die wet. Nou wat bedoel hy daarmee? Jy moet die wet 100% kan gehoorsaam, anderste veroordeel die wet jou. Nou die Jode het 'n manier gehad van redeneer hieroor, wat jy nou moet volg, as jy wil verstaan wat Paulus hier skryf. Hy sê, die Jode, veral die Fariseërs, was die mening toegedaan dat hulle besonder begenadigde mense is deur God, hulle is gered deur God, want hulle het die wet. As jy net die wet het en die wet ken, dan is jy gered, en dan is jy nie onder die vloek nie. Die mense wat onder die vloek staan is die heidene wat nie die wet van God het nie. Nou kom Paulus en hy sê vir hulle, dat hulle mens is inderdaad nog steeds veroordeel voor die wet. So hierdie redenasie van dat jy net die wet het en die wet ken, en hard probeer, wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes voorgestaan het, gaan nie werk nie, want as jy net een gebod, net een keer oortree, as jy nie die hele wet volmaak gehoorsaam nie, dan uiteindelik is jy vervloek in terme van wat die wet bepaal. Goed, so, omdat mense nie die wet geken het nie, kon hulle dit nie gehoorsaam nie, was die redenasie van die Jode gewees, en omdat hulle dit nie kon gehoorsaam nie, kan hulle God nie tevrede stel nie, en dit beteken hulle word deur God verwerp, en hulle staan onder die vloek van die wet. Maar dis nie die argument wat Paulus volg nie. Paulus sê baie duidelik, dit gaan daaroor, dat as 'n mens die roete van die wet wil volg, dan moet jy hom 100% gehoorsaam. So dit gaan nie net oor blote kennis van die wet nie, dit gaan oor die werke in gehoorsaamheid aan die wet. Almal wat die werke van die wet as 'n vertrekpunt neem, om hulle te regverdig voor God, is onder die vloek van die wet, want jou probleem is, jy kan dit nie 100% gehoorsaam nie. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. Ek herhaal dit, want dit is wil ek amper vir julle sê, dis die belangrike punt wat Paulus maak, wanneer hy praat oor hierdie saak. Dit is anderste as wat die mense in daai tyd geleer is, wat hulle gehoor het by die Fariseërs en by die skrifgeleerdes. Want daar is geskrywe,
vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. So dit is nie net dat jy 'n onkundige heiden is nie, 'n kundige Jood kan dus ook verlore gaan. En dit was regtig iets wat die mense in daardie tyd geskok het, want hulle het gewerk met die idee dat die Jode wat die wet het en die Jode wat kundig is, kan nie verlore gaan nie. En nou kom Paulus en hy sê vir hulle, nee, nie net onkundige heidene nie, maar kundige Jode kan ook verlore gaan, want julle staan onder die vloek van die wet. Nou 'n kernbelangrike gedeelte waarna die apostel Paulus verwys, is natuurlik Deuteronomium, hoofstuk 27 vers 26. Nou ek wil Deuteronomium vir julle lees, want dit is een van daardie verse wat in die boek in Galasiërs baie deur die apostel Paulus aangehaal word en waarna hy verwys. Nou die vers lees as volg. Deuteronomium 27 vers 26 is die laaste vers van daai hoofstuk. Daar is 'n vloek op elkeen wat nie hierdie wet onderhou en nie daarvolgens lewe nie. Daar is 'n vloek op elkeen wat nie hierdie wet onderhou en daarvolgens lewe nie. So daai vers is eintlik duidelik. God is duidelik in wat hy daar sê. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het met hulle verklaring van die skrif van hierdie vers dit eintlik verdraai. God sê, dit gaan nie net oor jy moet dit hê en jy moet dit ken nie, maar hy sê jy moet daar volgens lewe. As jy nie daar volgens kan lewe nie, is jy onder die vloek. Op daardie lewe het die fariseërs en die dwaalleraars nie die klem laat val nie. Dit het net gegaan oor die besit van die wet. Goed, so dit was opspraakwekkend soos wat ek gesê het. Jy kan baie hard probeer om die wet te onderhou. Dit gaan ook nie help nie. Jy kan tot 'n groot mate dink 'n bietjie aan dit wat die Here Jesus gesê het van die jong man wat daar by hom gekom het en wat gevra het, wat moet hy doen om gered te word? Die Here het hom gekyk en hom innig jammer gekry, want hierdie man het regtig baie hard probeer, maar uiteindelik was hy nie volmaak nie, en sy groot probleem was uiteindelik sy besit, want as die Here vir hom sê, gaan dan heen en verkoop alles wat jy het, kom dan en volg my, dan ontbloot die Here die kernfout in hierdie jong man se lewe, en dit is, hy onderhou nie die eerste gebod nie, en uit die aard van die saak ook nie die tweede nie. God is nie eerste in sy lewe nie, so al doen hy so baie, en dit is waar wat hy vir die Here gesê het, hy onderhou baie van die gebooie, en hy probeer baie hard, maar uiteindelik het hy nog steeds 'n afgod gehaat, en daarom het hy gefaal, het hy misluk, en het hy onder die vloek van die wet gebly. As 'n mens uit die werke van die wet regverdiging by God wil kry, is dit noodsaaklik dat die mens moet streef na 100%. Daar is nie ruimte vir die kleinste mislukking of nalatigheid nie, glad nie. En nou weet ons, as jy met jouself eerlik is ons nie in staat om dit te doen nie. Dit is dus die Jode en die heidene wat onder die vloek van die wet staan, en nie soos wat die skrifgeleerdes en die fariseërs gedoen het en geleer het, net die heidene nie, omdat hulle nie die wet van God het en nie God kan behaag omdat hulle nie die wet het nie. Uiteindelik is dit ook die Jode wat onder die vloek van die wet staan. Nou goed, Paulus het natuurlik in Romeine hoofstuk 3 toon hy baie mooi aan dat dan niemand regverdig is voor God nie, en dit is dieselfde saak wat Paulus aanspreek. Die idee wat mense het, dat jy moet net weet van God,
En jy moet God 'n bietjie probeer dien en tevrede stel, en dan kan jy gered word. En dit werk weer met dieselfde basiese gedagte van ons stel God tevrede, of ons is in staat om hom tot 'n mate tevrede te stel. So jy besef nog nie hoe diep jou val is nie. En ek dink dat baie mense ly juis aan dit in ons eie tyd. Ons moet opnuut besef hoe totaal verlore ons is, en dat daar net vir ons een hoop is, en dit is Christus. Nou, alle mense het Christus nodig. Niemand kan geregverdig word op grond van wie jy is of wat jy doen nie. Paulus skryf in Romeine 3, en dit is regtig 'n klassieke gedeelte hierdie. As hy sê die volgende: want ons het al bewys in vers 9 dat Jode en nie Jode almal in die mag van die sonde is. Daar staan immers geskrywe: daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle. Oor hulle lippe kom woorde, so giftig soos slange. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Ontzag vir God het hulle nie. En dan uiteindelik kom Paulus in Romeine hoofstuk 3 by die punt dat hy sê, maar wat nou? En maar nou het die vryspraak vers 21 deur God, waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Onthou nou, hy het gesê Jode en nie Jode. En nou met almal bedoel hy Jode en nie Jode wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as die offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het vergewe, maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Met ander woorde, geloof in Christus is die roete. Paulus sê dit konsekwent in al sy briewe. Die evangelie is hierdie boodskap, en Paulus is die een wat baie duidelik is daaroor. Bewys hy die skrif dat die werke van die wet nie 'n manier tot regverdiging is nie. Nou, onthou nou, wat doen Paulus? Die dwaalleraars het gekom by die Galasiërs, en hulle het die Ou Testament gevat, en hulle moes redelik effektief en vaardig gewees het met die Ou Testament, en ons kan vermoed dat hierdie Judaïste waarskynlik ook maar uit die kring van die Fariseërs gekom het, en toe het hulle eintlik weer lê en bewyse aangevoer vanuit die Ou Testament dat mense gered is op grond van die onderhouding van die wet, wat natuurlik niks anders as 'n verdraaiing van die skrif was. Nou kom Paulus en hy maak 'n regstelling. En dis opvallend hoe dat
dit dikwels gebeur in die Bybel, dat dit nodig is dat daar 'n regstelling gemaak moet word, omdat daar eers 'n verdraaiing was van die skrif. 'n baie goeie voorbeeld is ons Here Jesus se heel eerste preek wat ons het in die Bybel, die bergpredikasie, is weer die Here Jesus wat kom en elke keer dit wat die Fariseërs geleer het oor die wet, stel hy dan reg. Die woorde, as julle die bergrede gaan deurlees, dan sê julle agterkom, die hele tyd sê die Here, julle het gehoor dat daar is gesê, of die mense het gesê, maar ek sê vir julle. Nou wie het dit gesê, wat die mense gehoor het? Natuurlik die Fariseërs. En dan kom hy en hy sê, maar ek sê vir julle, hier kom die regstelling. En dis opvallend, dit is presies maar wat Paulus hier doen. Ek het byvoorbeeld, my dag het begin met 'n periode by die skool, waar ek vir die katekisasie kinders, en 'n klompie ander kinders, 'n les gegee het, en ons het gekyk na artikel 37 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, wat handel oor die laaste oordeel, en die ewige lewe, en die wederkoms. En daar is natuurlijk baie dwaalleer, en ons het 'n paar van daardie dwalings aangeraak, en dan het ek vanuit die skrif uitgekom, soos wat die Here Jesus dit gedoen het, soos wat iemand soos Paulus dit gedoen het, en dan het ek die medisyne aangewend, wat nodig is om daardie dwaling te bestry. En ek dink dat die kerk sal altyd daarmee besig wees. Dit sal nie verdwyn tot en met die wederkoms van ons Here nie. En ons moet besef dat ons dit moet doen. So Paulus, hy kom dan nou en hy gebruik ook voorbeelde uit die Ou Testament om die regstelling te maak. Hy verwys byvoorbeeld al in Galasiërs 3 vers 7 tot 9, dat Abraham is alleen geregverdig deur die geloof. So nou in Abraham se tyd was dit bekend dat hy 'n gelowige was wat deur God geregverdig is. En Paulus haal ook die woorde van die profeet Habakuk aan, wat die Here in die dae kort voor die ballingskap aan hom geopenbaar het, wat hy gaan doen. En ek het vanmiddag weer, toe ek gedink het oor Habakuk, jy weet, Habakuk is 'n verstommende boek. Dis 'n boek wat jy 'n gelowige het wat geskok is, wanneer God vir hom sê wat hy gaan doen. Habakuk moet eintlik hoor dat God sê, hy gaan hierdie volk, hy gaan skoonmaak, hy kom om hy skoon te maak, en Habakuk vind dit moeilik om dit te verwerk. Aan die een kant kom kla hy by God oor al die onreg wat in die land is, en dan vra hy vir die Here, hoe lank gaan dit nog so aangaan, voordat hy iets daaraan gaan doen? So Habakuk hoop eintlik dat die Here gaan iets doen aan alles wat skeef en verkeerd is, en al die verkeerd. En dan kom die Here en hy sê, maar ek gaan kom skoonmaak. Want die probleem is, die wet het nie meer krag nie. En ek dink, dit help nie om die wet toe te pas, met ander woorde nie. Mense weet van die wet, maar hulle steur hulle nie aan die wet nie. Dis nie meer vir mense belangrik nie. En as dit so gaan in 'n land, dan kom die Here dat hy sê, maar ek moet maar skoonmaak, sodat ek as het ware weer kan begin. En ek wonder baie oor Suid-Afrika, want in Suid-Afrika het die wet ook nie meer krag nie, soos in die tyd van die profeet Habakuk. Die wet word, en ek weet nie, 'n mens kan seker sê die wet word nog toegepas in Suid-Afrika, maar gedeeltelik of baie selektief, en
Die wet het net nie meer krag in die sin ook dat vir die gewone man op straat, hy het nie meer vertroue in die wet nie, of in die toepassing van die wet nie. En die Here se antwoord aan Habakuk het hy nie verwag nie. Hy gaan die Galdeërs stuur, hy gaan skoonmaak, hy gaan verwoesting saai, en nou vra Habakuk vir homself af, maar as hierdie dinge gaan gebeur, hoe gaan ons dit oorleef? Wat gaan van ons word? Want daar is ek, Habakuk, wat 'n regverdige is, wat reg probeer leef nog, ten spyte van al hierdie onreg in hierdie land. Wat gaan van my word? Wat gaan van my mense word? Wat gaan word van die mense wat soos ek probeer om opreg te lewe? Dan kom die Here en hy praat met Habakuk en hy sê vir Habakuk, maar die regverdige sal deur die geloof lewe. En wat interessant is, ek het nou weer daarna gaan kyk en ek moet dit dalk maar vir u ook lees. Habakuk moes dit op 'n bordjie skryf, ek wil amper sê op 'n lei, sodat ander dit kan sien, want dit is belangrike woorde en dit word baie belangrike woorde wat baie in die Bybel ook aangehaal word. So ek gaan dit gou vir u lees in Habakuk, en hoef julle dit nou nie op te soek nie. Habakuk 2 vers 1 tot 4 lees ons dat die Here sê, ek wil op my dat Habakuk sê, ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyd. Die Here het toe vir my gesê, skryf wat ek aan jou gaan openbaar duidelik op klei tablette. Ek sê dit lyk iets soos 'n lei, sodat daai bordjies wat ons gehad het toe ons kinders was, so het hulle sulke klei tablette gehad, sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees. Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd. Dit sal gou kom, want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag, as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. Dit is die boodskap, en wat hy dan moet skryf. Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. Die regverdige, ek het nou die 83 vertaling gelees, die regverdige sal deur die geloof lewe. In ander woorde, die Here sê, hy vergeet nie van die regverdiges nie, maar hoe jy as 'n regverdige in 'n donker wêreld oorleef, onder baie moeilike sondige omstandighede, is deur die geloof. As jy die vers verkeerd lees, dan klink dit asof daar gesê word, maar jy kan deur reg te doen, kan jy jou lewe red. In ander woorde, deur die wet te onderhou, kan jy jou lewe red. Terwyl die vers sê eintlik, dat die regverdige sal deur die geloof leef, wat iets anders is. So gaan kyk maar na verskillende vertalings, ek dink nie noodwendig dat die 83 vertaling is op hierdie punt noodwendig die beste vertaling vir hierdie vers nie. Nee, ek probeer nie enige kritiek oor vertalings hier uit te spreek nie. Goed, 'n mens moet dus, wat daar eintlik staan as jy sê die regverdige sal deur die geloof leef is, jy sê jy het volle vertroue in die Here, en jy het nie vertroue in jouself, in wat jy doen, in jou dade, in jou optrede, in jou gehoorsaamheid nie. Geloof wys altyd die vinger weg van ons af, na God toe as ons redder en verlosser. Geloof kan nie die wyser wees na die mens en die mens se vermoë om homself te red nie.
alhoewel die weergawe van geloof wat mense vandag propageer, dat geloof jou besluit is, jou daad is, het hulle dit weer omgedraai en word dit 'n prestasie van die mens. Terwyl geloof, soos wat Habakuk dit hier sê en bedoel, wys na die Here as die een wat sy volk sal bewaar, wat sy regverdiges sal bewaar, ten spyte van alles wat gaan gebeur. So jy verwag alles van die Here en jy stel jou vertroue in hom. Nou, 'n baie interessante opmerking van David Kuzak. Ek dink party van julle sal al van hom weet. Hy is die kommentaarskrywer van Enduring Word op die internet, 'n Bybelse kommentaar. Dis 'n relatief kort kommentaar op verskillende verse van die Bybel. Hy's 'n Amerikaner. Hy sê dat hierdie is kernwoorde wat 3 maal in die Nuwe Testament aangehaal word. So die feit dat Habakuk dit op daardie klei tablette moes skryf, amper soos ons ou lui, het beklemtoon hoe belangrik dit is dat ons dit moet raak sien, en dis natuurlik woorde wat Martin Luther baie sterk beïnvloed het en vir hom die antwoord was van hoe die mens gered kan word, en dat hy as Rooms-Katholiek nie homself kan red nie. En dit was natuurlik Romeine 1 vers 17. En in Romeine 1 vers 17 is die klem op die geloof. Dit word ook weer aangehaal in Hebreërs 10 vers 38. En daar is die klem op die lewe. En dit word ook aangehaal natuurlik hier in Galasiërs 3 vers 11. En hier is die klem op die regverdige. So, dieselfde vers word op 3 plekke dan in die Nuwe Testament aangehaal, maar die klem word 'n bietjie op verskillende plekke geplaas. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Goed, so wanneer 'n mens die wet kies as die manier waarop jy jouself gaan probeer regverdig voor God, dan onmiddellik sluit jy geloof uit. Dan gaan geloof nie 'n rol speel nie. Die wet het nie te doen in daardie opsig met geloof nie. En ek sê nie iets negatief oor die wet nie, maar as jy die wet kies as die pad om jouself te regverdig, dan sny jy as het ware die roete van geloof af. So hier gaan dit dan net oor die daad. En daarom haal Paulus Levitikus 18 vers 5 aan. Nee? En hy sê, hou dan my insettinge en my verordeninge wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe. Ek is die Here. Want dis wat jy dan sê, dan gaan jy dit doen, en dan gaan jy daardeur probeer lewe, maar uit die aard van die saak kan jy dit nie doen nie, want jy kan dit nie 100% doen nie. Net die voorneme om die wet te doen sal nie genoeg wees nie. Jy kan die beste intensie hê, maar die intensie gaan jou nie kan red nie, want jy moet nog steeds gehoorsaam wees. Probeer is nie die beste geweer nie. Regtig nie. Nie as dit kom by die evangelie nie. Nie as jy die roete kies, wat ek bedoel, as jy die roete kies van die wet teenoor die evangelie nie. Dan kan jy nie sê, maar ek het probeer om die wet te onderhou nie. 100%. Selfs nie die wil om die wet te doen, sal genoeg wees nie. Hele wet voluit. Daar is ook 'n manier om die wet en die geloof te probeer meng. Iets van, ja, maar ek glo in die Here Jesus Christus, maar ek doen ook 'n gedeelte, 10% of 5%, maak nie saak hoe klein jy daai persentasie maak nie. Al sê jy 99% Jesus Christus, en geloof in Jesus Christus, en 1% gaan ek probeer, is daai 1% absoluut verdoemend,
en plaas dit jou op die roete met die eindbestemming wat die tweede dood of die hel dan is. So, is 'n baie groot fout om nie voluit 100% die roete te vat van geloof in Christus nie. So wat Paulus nou ook hier vir hulle sê, en onthou nou die unieke van die Galasiërs is hierdie dwaalleraars het hulle veral ooreed om weer te besny. En die oomblik toe hulle besny, toe sê hulle vir hulle self, maar nou neem julle weer die verpligting van die hele wet op julle, want jy kan nie net hierdie een ding doen nie, en die res van die wet nalaat nie. As jy dan kies vir die Ou Testament en byvoorbeeld besny, dan moet jy sê, maar ek gaan die wet 100% gehoorsaam. Nou dis die soortgelyke probleem wat ek het met dit wat die 7de dagse Adventiste sê. En dis opvallend dat hulle baie populêr is ook in die Oos-Vrystaat hoor. Die onderhouding van die Sabbat is natuurlik vir hulle onopgeefbaar belangrik. Oomblik as jy dit sê, jy vat hierdie een gebod, dan vat jy die hele pakkie, jy kan nie net een gebod vat nie, en dit lyk toch vir my, hulle sien dit in, want hulle sal byvoorbeeld het hulle ook ander voorskrifte van die Ou Testament wat hulle baie belangrik agt. So, dit is eintlik nogal slegte nuus, as jy daaraan dink, want dan bring jy eintlik jouself weer volledig onder die vloek. So, geloof is die enigste manier tot regverdiging, dis wat Paulus sê in vers 13 en vers 14. So geen mens kan die wet 100% gehoorsaam nie, ek hoop u weet het, ek hoop nie ek het nodig om dit nog te bewys nie. As jy dit nie kan doen nie, dan uit die aard van die saak, minag jy, want as jy God nie gehoorsaam nie, minag en verwerp jy hom, en wie God verwerp, word ook deur God verwerp. As jy jou rug op God draai, dan, en jy probeer uit die aard van die saak jouself te red, want jy wil nie jou vertroue in God stel as jou verlosser nie, dan gaan God ook uiteindelik jou moet verwerp. So moet nie daar die roete vat nie. Maar die goeie nuus is, en daar is baie goeie nuus, is dat Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Die woord ons verwys hier na beide nie-Jode en Jode. Ander woorde, onthou op daardie stadium wat Paulus hier skryf hy vir mense wat voorheen heidene was en wat nie Jode is nie. Wat vir my baie interessant is hierdie woord losgekoop. Die woord losgekoop uit 'n historiese agtergrond, wat jou help om dit te verstaan. En ek snaaks, ons begin weer iets van dit ook sien deesdae met ontvoerings. Wanneer in daardie tyd, wanneer 'n volk verslaan is, dan is die mense as krygsgevangenes weggevoer. Nou die belangrike mense en die welgestelde mense is losgekoop. 'n bedrag is vir hulle betaal as 'n losprys, sodat hulle vry kon gaan en weer met hulle lewens kon aangaan. Die gewone mense het natuurlik nie die geld gehad om hulle self vry te koop nie, en hulle is dan verkoop op 'n slawemark en het dan 'n lewe van slawerny gehad. Daar was nie 'n losprys wat vir hulle betaal is nie. So, as jy vrygekoop is, dan uit die aard van die saak, as daar 'n losprys vir jou betaal is, dan kon jy weer met jou lewe aangaan. Nou, die woord, losgekoop, dis sy betekenis, dis sy agtergrond. Hierdie woord word gebruik om te sê, dat Christus het ons losgekoop, deur vir ons 'n vloek te word, in ons plek. Dit beteken, dat hy het ons plek ingeneem, ons posisie, waarin ons was, waar ons
as slawe verkoop moes word, sodat ons kon hoor, jy is vry, jy kan huis toe gaan, jy kan met jou lewe aangaan. Nou, as jy daai ruiltransaksie, Martin Luther het altyd gepraat van die vrolike ruil. As jy daai ruiltransaksie verstaan, of omhels, moet ek eerder sê, ek dink nie verstaan is die regte woord nie, omhels, dat Christus vrywillig homself in ons plek gaan plaas het, dan ruk dit jou tot stilstand, hierdie besef, dat Christus betaal nie 'n bedrag vir ons nie. Christus gee homself. Hy is die losprys, sodat ek en jy kan vrygaan. Onthou julle toe die mense Christus gespot en gevloek het, toe hy daar aan die kruis gehang het. Daar kan 'n mens sien hoe dat hy 'n vloek gemaak is in ons plek. Hoe dat hy ons sonde op hom neem. Hoe dat hy die vervloekte in ons plek word. Christus het gewillig in ons plek hierdie roete gevat. Ek dink die 4de kruiswoord maak dit veral duidelik, wanneer hy die effek en die uitwerking van daardie vloek op hom verwoord, met my God, waarom het u my verlaat? Matteus 27 vers 46, waar jy kan sien, hy verwoord die vervloekte wees in ons plek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Nou, Paulus bevestig hierdie uitspraak dat Christus in ons plek 'n vloek geword het, en dis natuurlik 'n aanhaling van Deuteronomium 21 vers 23, wat sê, want een wat opgehang is deur God vervloek. Een wat opgehang is deur God vervloek. Kom ons praat net gou, 'n interessante ding wat ek julle kan vertel, en ek sal dit nou vir julle hier lees, is dat, eintlik het ek dit ook weer besef dat mense sien dit nie reg nie, want verlede week lees ek toe saam met die laerskoolkinders Dawid, en Dawid wat 'n spesifieke opdrag gee, dat die moordenaars van Isboset, nadat hulle by Dawid gekom het, en Dawid hulle laat teregstel het, onder andere is hulle hande en hulle voete ook afgekap, staan daar, hulle is by 'n dam opgehang. Dit het die kinders gefascineer, jy weet, ons het baie lank daaroor gepraat. Nou, mense is nie in die Bybelse tyd opgehang as 'n manier om hulle tereg te stel nie. Die Here is uitdruklik duidelik oor hoe teregstelling moet plaasvind. Dit in Deuteronomium 21, 22 en 23. Die teregstelling is deur klippe, deur steniging, maar die liggaam is daarna as 'n teken opgehang aan 'n paal. Lees saam met my, Deuteronomium 21 vers 22 tot 23, en as in iemand 'n sonde is wat die doodstraf verdien, en hy gedood word en jy hom aan 'n paal ophang, sien jy, en hy gedood word en dan kom en jy hom aan 'n paal ophang, dan mag sy lijk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik die dag nog begrawe, want een wat opgehang is deur God vervloek, en jy mag jou land wat die Here jou God jou as erfenis sal gee nie verontreinig nie. Goed, so die lijk is dan 'n teken aan die paal wat hy hang, is 'n teken van veroordeling en vervloeking deur God. Nou die Jode het vir hulle self gesê, toe die Here Jesus vasgespijker is deur die Romeine aan die hout, aan die kruis, toe sê hulle vir hulle self, dis duidelik, hy is deur God vervloek. En dis 'n bevestiging vir hulle gewees dat hy deur God vervloek is.
Maar natuurlijk weet ons dat hy doen dit daar in ons plek. Wat daarmee saamgegaan het, gewoonlik is so 'n liggaam nie begrawe nie. In die geval van die Here Jesus weet ons dat ons Vader dit anders te beskik, sodat sy liggaam wel begrawe word, want daar's 'n verskil. Wanneer die liggaam aan die kruis aan 'n hout hang, is dit 'n teken van vervloeking. Wanneer die liggaam nie begrawe word nie, is dit 'n teken van verwerping deur God. En kyk nou net, en ek moet eintlik 'n bietjie hier oor 'n preek skryf, kyk nou net hoe beskik ons Hemelse Vader dit. Ons Here Jesus is met sy versoeningswerk, hang hy aan die kruis op Golgotha en hy doen die betaling, maar wanneer dit afgehandel is, dan is dit duidelik, wil God dit ook duidelik maak, dat hy is nie deur hom verwerp nie, want die betaling is gedoen, en daarom, alhoewel hy in die graf moet gaan, ook vir ander redes, omdat ons in die graf moet gaan, en die graf ook oorwin moet word, word hy wel begrawe, en word daar groot sorg daaraan gespandeer, om duidelik te maak, dat hy nie deur God verwerp is nie. So hou dit maar in gedagte. En dan 'n ander ding wat vir my insiggewend is dat die dag as die Here Jesus sterf, net soos wat bepaal is, word sy liggaam afgehaal, en onthou, hier was die Romeine eintlik in beheer van die kruisiging, en hulle sou nie noodwendig sy liggaam wou afgehaal het voor die aand nie, maar dit word so beskik, weer eens deur ons Hemelse Vader, dat sy seun se liggaam word van die kruis afgehaal, want die gedagte was, die uitstraling van daardie liggaam wat daar hang, veronreinig die land. Dink maar aan die reuk byvoorbeeld, wat daar hang, dit verontreinig die land. Maar hier kom die Here Jesus, wat homself 'n vervloekte in ons plek maak, en uiteindelik vervul hy, deur daar te hang, vervul hy ook hierdie gedeelte van die Ou Testament, en sy liggaam word afgehaal en word begrawe, en wanneer sy liggaam begrawe word, maak die Vader dit ook duidelik, dat ook hierdie deel het hy vervul. En natuurlik die deel dat hy nie deur ons Vader verwerp is nie. Goed, so, ja, die kruis neem volledig die vloek van God wat op ons rus, omdat ons sondaars is wat sy wet oortree van ons af weg, en daarom kan ons ook in ons liggame die Heilige Gees ontvang. Eers as Christus hier die vloek van ons af weggeneem het, is dit moontlik dat ons die Heilige Gees kan ontvang, en dat ons liggame tempels van die Heilige Gees kan wees. So dit het 'n geweldige implikasie, want dit beteken nou kan die Heilige Gees in ons kom woon, in ons kom werk, en hy maak ons die eiendom van God. En dit het alles begin met die band tussen ons en Christus, dat ons in Christus kan wees. Hy is nie ver van ons af nie, maar uiteindelik, omdat ons nie meer vervloekt is nie, danksy Christus, is God ook nou in ons, en ons in hom, omdat sy Gees in ons werk, en ons in 'n verhouding met hom kan wees. Goed, so 'n mens kan sekerlik nog baie meer hieroor sê, 'n mens lees dit sommer so oppervlakkig en vinnig partykeer, en dan kom 'n mens nie altyd by die bietjie dieper dinge uit nie. Kom ek gee gou vir u geleentheid vir vrae, ekskuus, die tyd het so vinnig uitgeloop weer vanaand. Is daar miskien enige vrae of opmerkings van u kant af? U kan u self net unmute as u wil, of u kan van die chat funksie gebruik maak as u weet hoe WhatsApp werk. Dan kan u dit ook probeer gebruik. Is daar enige vraag of opmerking? Ek sal dit uit die aard van die saak probeer antwoord.
Ja, ek sien oom Jan het ook ingeskakel en ja, hy het 'n paar van julle weer bygekom. Ek dink ek het julle almal gegroet daar aan die begin. Baie dankie dat julle vanaand ingeskakel het. Ons is regtig van oral oor wat deel is van hierdie Bybelstudie. Ek hoop dit was vir julle insiggewend. Die tyd voel vir my altyd is so kort om alles te verduidelik. Maar dit beteken vir my persoonlik baie as ek weer hierdie goed lees en daaroor dink. Ek hoop vir julle ook. Mag dit vir julle 'n baie mooi en 'n geseënde aand wees verder. Ek wil vir ons afsluit met 'n gebed. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons sê vir U baie dankie dat U vir ons U seun gegee het in ons plek. Dat U seun ook bereid was om homself die oneer te laat aandoen om die dood van 'n vervloekte aan die houtkruis te sterf. Dat ons ook verbly en verlustig oor die vrolike ruil wat hier plaasgevind het, sodat ons vry kan gekoop word en vry kan uitgaan en met ons lewens kan aangaan. Baie dankie dat ons kan weet, dit is nou moontlik dat die Heilige Gees reinigend en lewewekkend in ons kan woon en werk. Omdat die vloek wat op ons gerus het oor ons onvolmaaktheid vir eens en vir altyd van ons af verwyder is. Help ons om hierdie dinge nog meer te oordink en ons dankbaarheid teenoor U uit te spreek. Baie dankie vir elkeen wat deel is van hierdie Bybelstudie. Help ons om getroue knegte van U te wees, nie omdat ons die saligheid probeer verdien nie, maar omdat ons die saligheid in ons Here Jesus Christus het en U lief het en U wil eer en verheerlik in hierdie wêreld. Mag ons dit wat ons hier hoor ook met ander deel, mag ons geleenthede kry en mag ons die woorde vind om dit vir hulle verstaanbaar oor te bring. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Goed julle, mooi en 'n geseënde aand vir julle almal. Ek hoop dat ons volgende week as die Here wil weer met ons Bybelstudie kan aangaan. Goed gaan daar by julle almal.